Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Ek wil eerstens sê dit is baie lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Dan gee my die geleentheid om dankie te sê vir elkeen wat ons fondsinsameling by ons markdag en ons musiekfees bygewoon het. Ons waardeer julle opreg. Baie dankie vir elkeen wat 'n bydrae gelewer het, wat iets gemaak het, wat kom werk het, wat verkoop het of wat net kom bywoon het. Ons waardeer julle betrokkenheid. Dan wil ons dankie sê vir elkeen wat ons finansiëel ondersteun en wat iets in ons bank inbetaal. As jy 'n EFT doen, onthou asseblief net om in die verwysing te sit. Dis vir koskas of jou 10de maand dankoffer of vir jou geloofsoffer wat jy deur die loop van die jaar kan inbetaal sodat ons weet waarvoor om dit te allokeer. En dan so gepraat van 10de maand dankoffer aan die einde van Oktober is dit dan ook ons jaarlikse dankoffer erediens. So indien u dankoffer wil bring, vra ons dat u dit asseblief dan sal doen of dat u dit sal EFT en dan in die verwysing net sal meld. 10de maand dankoffer. Die brief is reeds op WhatsApp uit en op die Facebook gesit, so indien u nog nie daarna gaan kyk het nie, gaan loer gerus daarna. Dan wil ons ook ons voorbereidingslys met julle deel. Op ons voorbereidingslys vra ons nog steeds voorbereiding vir Tannie Martie Potgieter, vir oom Johan Annandale, vir Tannie Hannetjie Visagie, vir David Snyman se ma, sy is tans tuis, maar sy is nog baie swak, so ons dink nog steeds in ons gebede aan haar, aan oom Flip Lessing, wat sukkel met sy gesondheid, en dan het Johan Leroux en Tannie Hannetjie Klint ingegaan vir prosedures, so ons dink ook in ons gebede aan elkeen van hulle. Dit is dan al wat ons op ons voorbereidingslys het. As daar enigiemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat julle asseblief ons in kennis sal stel, sodat ons ook by hulle kan uitkom. En dan begin die matriekeksamen, die eindeksamen begin, en oor so 2 weke begin die eindeksamens vir die res van die grade, so ons vra dat u ook in die gebede veral aan ons matrikulante sal dink, en ook aan die res wat besig is met finale voorbereidings vir hulle eindeksamens. Dit is dan al vir nou. Ek gaan vra voordat ons verder gaan, dat ons net ons oë sal sluit en ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons sê vir baie dankie. Dankie dat ons vandag weer saam kan wees op hierdie platform. Dankie dat ons kan kom stil raak in u teenwoordigheid. Vader, dit is ons gebed dat ons in hierdie oggend nie net uit dankbare harte vir u wil dankie sê vir ons saamwees nie, maar ons wil ook vandag kom vra dat u saam met ons matrikulante sal gaan, dat u elkeen van hulle aan die hand sal vat, dat u vir hulle insig en wysheid sal gee, dat u hierdie pad saam met hulle sal stap. Vader, wanneer hulle voorberei, dat u vir hulle genoeg krag en energie sal gee, dat u hulle sal help om te fokus. Ag Vader, en wanneer hulle dit wat hulle geleer het moet weergee, dat hulle kalmte en rustigheid en vrede sal ervaar, dat hulle in die tyd wat vir hulle gegee word, sal klaar kry en dat hulle dit wat hulle geleer het sal kan weergee. Daarom kom vra ons vir u, stap die pad nou saam met hulle en help hulle om ook hierdie finale hakie wat hulle moet oorkom te kan oorkom en dit tot die beste van hulle vermoë sal kan doen. Vader, ons wil ook nou kom bid waar ons nou uit u woord uit gaan lees, dat u die woord vir ons elkeen sal oopbreek, dat u ook met elkeen van ons sal praat en Vader, dat ons ook dit sal hoor wat u wil hê ons moet hoor. En daarom kom vra ons ook nou, Gees van God, werk in elkeen van ons harte en gedagtes. Spreek Here, ons as u kinders luister. Amen. Nou geliefdes, wanneer ons by hierdie tyd van die jaar kom, dan vra ek gewoonlik vir mense watter gevoelens maak dit by hulle los, waaraan dink hulle, waarop fokus hulle en wat hou hulle besig. Wanneer ek vir mense vra hoe voel hulle, dan sal party van die mense vir my sê dat hulle opgewonde is, want die jaar staan einde se kant toe, die Kersversierings word oral in die winkels uitgepak en dit is vir hulle 'n wonderlike tyd van die jaar en hulle begin opgewonde raak oor die feesseisoen wat nader kom. Vir ander mense is dit 'n tyd wat hulle fokus op afsluitingsfunksies en partytjies en om projekte wat hulle mee besig is klaar te maak en af te handel. Vir ons jong mense gaan dit nou oor eksamentyd, om die laaste voorbereidings te doen, die matrikulante wat nou moet hard werk en leer om daardie laaste eksamen wat hulle moet skryf af te handel, en dit gaan gewoonlik met 'n bietjie spanning gepaard.
Ander mense sal sê, "Sjoe, nee, ek is moeg. Ek het nie die kort vakansie wat verby is gerus nie. Ek is moeg, ek is moedeloos, ek voel dalk uitgebrand, ek is flou, ek kan nie meer nie." En dit voel vir my asof my vlammetjie al hoe flouer en flouer begin brand. En dan is dit gewoonlik as gevolg van 'n dolle werksprogram of 'n gejaag, of partykeer is dit nie net wat hulle werksomstandighede aanbetref nie, maar selfs wat hulle geestelike lewe aanbetref, want hulle voel hulle kry nie tyd om by God te gaan sit en om rustig te raak nie. En die rede hoekom dit gebeur, is omdat ons so 'n vol werksprogram het, omdat ons lewens so gejaagd is, omdat ons nie genoeg tyd het om by alles uit te kom nie, omdat ons 'n 30 ure dag in 'n 24 uur dag wil inpas, want ons is net te besig en daar's net soveel dinge wat moet klaarkom en afgehandel word. En dan wanneer ons op al hierdie goed fokus ons gewoonlik heel laaste op ons geloofslewe. En omdat ons nie aandag gee aan ons verhouding met God en tyd saam met hom spandeer nie, voel ons dan ook moedeloos, uitgebrand en soms baie negatief. Nou hierdie is nie 'n tendens wat net in ons tyd na vore kom nie. Hierdie tendens het ook al in die Bybelse tyd na vore gekom, waar ons lees van 'n jong man se lewe en waar sy vlammetjie ook begin laag brand het. En vanoggend gaan ons kyk na die raad wat vir hom gegee is. Nou vanoggend gaan ons stil staan by 2 Timoteus en ons gaan saam uit hoofstuk 1 lees vanaf vers 3 tot 14. So indien u Bybel by het, is u meer as welkom om te volg. 2 Timoteus 1 vanaf vers 3 tot 14, daar staan: Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawes wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuurweer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons Verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker, apostel en leraar. Om die rede ly ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weerkom in stand te hou. Neem die woord wat jy van my gehoor het as 'n voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Nou geliefdes, ons lees net tot sover. Geliefdes, wanneer ons na vanoggend se teksgedeelte kyk, dan wil ek hê jy moet die beeld van vuur
in jou gedagte oproep. Nou wanneer ons kyk na die beeld van vuur wat in die Bybel gebruik word, is daar veral twee betekenisvelde wat na vore kom. Die eerste een is die vuur van God wat ons kan vergelyk met die oordeel van God, of die suiwering wat van God se kant afkom, wat ons help om die heiliging van God te beleef. Die woord praat van wanneer die oordeelsdag kom, dan sal dit kom soos 'n vuur en dit sal alles verbrand wat onsuiwer en onrein is. Maar dit sal ook dit wat suiwer is laat voortleef. En daarom is die beeld van vuur in die Bybel partykeer gekoppel aan straf of aan suiwering. Maar vuur het ook 'n baie sterk betekenis van entoesiasme en dit is die tweede beeld wat daarmee na vore gebring word. Dit is wanneer daar gekyk word na die passie en die opwinding wat vuur veroorsaak in 'n mens se lewe. Dit word veral in verband getref met 'n verliefde paartjie. Ons lees daarvan in Hooglied, hoofstuk 8, vers 6 en 7, waar daar gepraat word van die passie en die vuur en die liefde wat daar tussen 'n paartjie na vore kom en dat selfs nie eers water hierdie passie of hierdie vuur wat tussen hulle is, kan blus nie. So wanneer 'n mens na hierdie gedagte van vuur kyk, dan is dit 'n baie positiewe konnektasie. En dit is hierdie tweede gedagte of betekenisveld van vuur wat ook na vore kom in ons Timoteus gedeelte. Dit sê vir ons dat Timoteus 'n passie, 'n ywer gehad het in sy geloofslewe en dat hy sy godsdiens uitgeleef het met hierdie vuur en hierdie passie wat binne in hom brand. Nou geliefdes, wanneer ons na ons teksgedeelte kyk wat ons gelees het, dan sal ons daarin sien dat Timoteus 'n vurige gelowige was en dat hy dit al van jongs af was. Ons sien dat hy as 'n jong prediker aangestel word in hierdie gemeente, maar dat dit nie die begin van sy geloofslewe was nie. Ons lees in hierdie gedeelte dat hy God van 'n jong ouderdom af al aanbid het en gedien het en dat hy 'n opregte geloof gehad het en dat hy hierdie geloof waarskynlik ontvang het van sy ouma en sy ma se kant af, want ons lees dat hulle ook 'n vurige geloof gehad het en dat hulle dit oorgedraai het na Timoteus op 'n baie jong ouderdom. En dat hy waarskynlik al op 'n jong ouderdom 'n roeping gehad het om vir God te werk. En Paulus het natuurlik vir Timoteus ook onder sy vlerk kom neem en hom geleer hoe om in die bediening op te tree en hoe om 'n goeie prediker te wees en die evangelie te verkondig aan die mense rondom hom. En hy het dan vir Timoteus opgetree soos 'n geloofspa. En Paulus het natuurlik vir Timoteus dopgehou en geseker gemaak dat hy op die regte pad bly. En soos wat hy vir Timoteus dopgehou het, het hy agtergekom dat die ywer vir sy bediening 'n bietjie begin afkoel het. Nou wanneer ons na Timoteus se entoesiasme kyk, dan sal ons sien dat sy vlammetjie so bietjie flouer begin brand het as wat dit in die begin gebrand het. Nou daar kan verskeie redes wees daarvoor. Kyk ons na die verskillende redes, dan kan die eerste een wees dat hy waarskynlik baie jonk was en dat mense hom nie regtig ernstig opgeneem het nie en as gevolg daarvan het dit dalk sy vlammetjie so bietjie begin blus. Ander kommentaarskrywers sê dat hy dalk gesukkel het met sy gesondheid. Ons lees daarvan in 1 Timoteus 5 hier by vers 23 rond dat hy dalk maagprobleme gehad het en dat dit dalk 'n rede was hoekom sy vlammetjie so bietjie flouer gebrand het. 'n Ander rede kan wees as gevolg van die dwaalleer wat in die omgewing na vore gekom het, hom dalk 'n bietjie moedeloos gemaak en het hy nie meer kans gesien om aan te gaan in die gemeente nie as gevolg van die teenstand en as gevolg van die dwaalleer wat na vore gekom het. Of hy was dalk net ontnigter gewees want daar het vervolging van die Christene plaasgevind. Ons sien dat sy leermeester op hierdie stadium in die tronk gesit het. Ons lees daarvan in Efesiërs 3. En dat hierdie feit hom dalk 'n bietjie minder passievol gemaak het. Ons sien dat die Christendom aangeval is op daardie stadium en dat daar 'n onsekerheid was of die vroeë kerk sou aanhou funksioneer en of dit sou oorleef en of dit dalk sou doodloop. En al hierdie dinge kon dalk 'n effek gehad het op sy
ywer vir die bediening en die feit dat dit 'n bietjie afgekoel het. En daarom ontvang hy die groot opdrag in hierdie gedeelte van Paulus af, wat vir hom sê dat hy moet fokus op dit wat God vir hom kom gee het, dat hy moet fokus op die gawes wat God vir hom gegee het, en dat hy weer daaraan moet aandag gee, dat hy nie moet fokus op dit wat negatief is en wat hom moedeloos maak nie, maar dat hy weer sy ywer en sy passie vir die bediening moet terugkry. En dan word die beeld gebruik dat hy weer die vlam of die vuur moet aanblaas. En dit het my nou nogal laat dink aan die beeld wat ons baie keer sien wanneer ons met kole en 'n vuur te doen het. As ons kyk, dan sal ons sien partykeer lyk dit asof die vuur uitgebrand is, asof hy besig is om dood te gaan. Maar as ons 'n bietjie van nader ondersoek gaan instel, dan sal ons sien daar's 'n klomp kole wat gewoonlik gloei dan onder 'n hoopie as. En wanneer ek en jy dan kom en die as so 'n bietjie wegkrap van hierdie kole af en ons gee dit weer 'n bietjie suurstof of ons plaas weer 'n bietjie fyn houtjies op die vuur, dan is dit asof hierdie vuur weer nuwe lewe kry. En hierdie selfde gedagte kom in vers 6 na vore wanneer hy sê die kole moet weer 'n bietjie aangeblaas word. Hy kom sê hier dan vir Timoteus, krap die as weg, krap dit uit die pad uit en maak seker dat die kole wat nog gloei en wat nog aan die brand is, weer sterker brand en dat dit jou passie weer laat ontvlam. Nou, ek is nie baie wetenskaplik nie, maar wanneer ons gaan kyk na die wetenskap hier agter, dan gaan dit gepaard met die suurstof wat hierdie kole dan nou weer kry, om dan weer aan die brand te kom, want dit is die gasse wat brand en suurstof help dan om hierdie vlamme weer aan die brand te kry. Nou moet ons vir onsself afvra, as ons hierdie beeld toepas in ons geestelike lewe, wat is hierdie as wat ek en jy moet wegkrap, sodat hierdie gloeiende kole weer na vore kom, en wat is die suurstof wat ek en jy moet terugkry in ons lewe, sodat ons weer kan brand. Want net soos Timoteus nodig gehad het om hierop te fokus, het ek en jy soms ook nodig om hierop te fokus, want daar is ook soms goed in my en jou lewe wat ons vlammetjie flouer laat brand. Dit kan die gejaagdheid wees van die lewe, dit kan wees dat ons nie tyd kry om by God se voete te sit en regtig na sy stem te luister nie. Dit kan net die lewe wees wat ons oorweldig. En soms het ons ook nodig om weer ons passie te herwin. Het ons ook nodig dat die vlammetjie weer 'n bietjie aangesteek word in ons werksomstandighede, in ons persoonlike lewe of selfs in ons geestelike lewe. En daarom is dit belangrik dat ons ook sal terugkeer na die dinge wat ons passie sal aanwakker en wat dit weer sal laat opvlam in ons lewe. Nou wanneer ons kyk, dan sien ons dat Paulus vir Timoteus kom raad gee in hierdie gedeelte en hy kom sê vir hom, fokus weer op hierdie genadegawes wat God die Vader vir jou gegee het. Gaan terug daarna en laat die Gees toe om jou te help om hierdie genadegawes weer uit te leef. En dan lees ons in hierdie gedeelte dat hy die genadegawes ontvang het van liefde en selfbeheersing. En hy kom sê, laat die Gees jou help om weer daarop te fokus, sodat jy weer jou bediening op koers kan kry. So eintlik kom sê Paulus vir Timoteus, go back to the basics. Kry jou prioriteite reg. Maak tyd om by God die Vader se voete te gaan sit en om seker te maak dat jou geestelike lewe gesond is. Want as jou geestelike lewe gesond is, dan sal jy weer 'n opnuide energie beleef, 'n passie beleef en dan sal jou vlammetjie weer sterker brand. En dan kom sê hy vir hom, raak ontslaaf van al hierdie goeders wat jou vlam kom smoor het. Nou, gewoonlik is dit die as wat die vlammetjie kom smoor en wat maak dat die kole net hier aan die onderkant gloei en brand. En as jy nie daardie as gaan wegkrap nie, gaan dit naderhand die vlam en die kole heeltemal smoor en dan gaan hierdie vuur uitbrand. En Timoteus moes gaan kyk het na wat die goeders is wat die as veroorsaak in sy lewe.
En soos wat ons in die begin gesê het, kon dit gewees het dat dit die ontberings was waardeur die Christen gelowiges moet gaan. Die feit dat sy leermeester en mentor in die tronk gesit het, die feit dat hy dalk jonk was en dat mense nie na hom geluister het nie, dit kan dalk sy gesondheidsprobleme wees, of dit kan die feit wees dat die dwaalleer oorgeneem het in die gemeente en dat hierdie goed hom moedeloos gemaak het. Dat hy op daardie goed begin fokus het, in plaas van om te luister na die Gees se stem, in plaas van om net te fokus op sy werk en dit te doen en toe te laat God die res uitsorteer. En daarom kom Paulus na hom toe en sê, krap hierdie as weg. Maak seker dat hierdie goed waarop jy gefokus het, nie meer jou fokus is nie, dat dit nie meer jou aandag en jou tyd opneem nie. Gaan weer terug na God toe, keer terug na God toe en fokus weer op hierdie genadegawes wat hy vir jou gegee het. Fokus op jou geloof, fokus op die verhouding wat jy het met God die Vader en op die Heilige Gees. So, as u my wil toelaat, wil ek hierdie beeld van die suurstof koppel aan die Heilige Gees, om te sê dat die Heilige Gees soos die suurstof is, wat hierdie vuur nodig het, om weer aan die brand gesteek te word. Nou, u weet hoe dit werk, veral die manne wat lekker braai, wanneer jy die kole oopkrap, is dit partykeer nodig om so 'n bietjie nader te staan en te blaas. En wanneer jy so 'n bietjie blaas in die kole in, dan steek jy hierdie kole weer lekker aan die brand. En partykeer is dit nodig om hier en daar weer 'n takkie by te sit, sodat ons weer lekker warm kole het, wat weer 'n vuurtjie maak. So, dit is partykeer nodig dat ek en jy weer die Gees vra om in ons lewe in te kom en om ons te help om ontslae te raak van hierdie goeders wat ons moedeloos maak, wat ons laat twyfel, wat ons mismoedig maak en wat keer dat ons geloof sal groei. Want partykeer gebeur dit mos dat ek en jy so half 'n geestelike plateau bereik, né? Ons lees nog Bybel en ons gaan nog kerk toe en ons neem nog deel aan die eredienste, maar dit voel vir ons asof ons in ons geloofslewe gestagneer het. Ons backslide nie, maar ons groei ook nie. En dan is dit nodig dat ons weer 'n bietjie terugkeer na die Gees toe en vir die Gees vra om weer 'n bietjie suurstof in ons lewe in te blaas, sodat ons weer kan vlam vat en sodat ons weer kan groei. En om dit reg te kry, om weer hierdie opwinding en hierdie eerste liefde en hierdie passie vir God terug te kry, is dit nodig dat ons soms by die Gees gaan sit en vir die Gees vra, wat is hierdie goeders wat ons passie en op ons opwinding steel, en vir hom te vra om dit uit ons lewe uit te sny en ons te help om nie daarop te fokus nie en om terug te keer na God toe en weer te fokus op dit wat belangrik is. Dalk is dit nodig dat ek en jy dalk weer 'n bietjie praise and worship musiek sal opsit en dat ons regtig net sal sit by God se voete. Om toelaat om ons te bedien, sodat ons weer daai eerste liefde kan terugkry. Dalk is dit om weer te fokus op ons gebedslewe, want miskien het ons gebedslewe afgeskeep en dit is die rede hoekom ons passie verminder het en omdat ons vervlou het wat ons godsdiens aanbetref. Of dalk het ek en jy opgehou om Bybelstudie te doen en moet ons dalk weer begin om Bybelstudie te doen. Of dalk is dit nie een van hierdie goeders nie, dalk is dit net omdat ons te besig is en omdat ons nie gaan rus by God nie, omdat alles in die lewe ons net oorweldig en ons regtig nie God se stem meer so duidelik hoor nie. Dalk is dit net om by God se voete te sit en 'n bietjie te rus en asem te skep. Of dalk is dit net weer om ons fokus weer in te skerp op God. Kan jy agterkom wat 'n rol speel die Heilige Gees en hoe groot daai rol is in ons lewe? As ons hierdie geestelike plateau bereik het, is dit omdat ons nie genoeg tyd aan die Heilige Gees afstaan nie. Omdat ons nie erns maak met die Heilige Gees in ons lewe nie. En daarom het dit belangrik geword dat ek en jy dit sal besef, voor dit te laat is, voordat al hierdie as wat ons in ons lewe toelaat, ons vuur geheel en al blus. En daarom kom die Heilige Gees vandag en hy kom praat met elkeen van ons en hy kom vra vir ons dat ons sal ondersoek instel na ons geestelike lewe, veral hierdie tyd van die jaar. Want dit kan of
op 'n ramp afstuur. Ons kan of negatief raak oor juis hierdie tyd van die jaar. Van vir party mense is die feesseisoen nie 'n goeie seisoen nie. Dis baie negatief want hulle het baie verlies gely of hulle voel baie eensaam en dit veroorsaak dat hulle depressief raak en dit kan daai geestelike vlammetjie ook flouer laat brand of juis omdat hulle oorweldig is deur die einde van die jaar en alles wat moet klaarkom en die druk wat daar op hulle is. En dan veroorsaak dit dat hulle vlammetjie flouer brand. En dis juis in hierdie tyd wat God na ons toe kom en ons kom waarsku en sê, fokus nou op jou geestelike lewe. Kyk waar staan jy nou in jou geestelike lewe. Kyk of jy in die afgelope 10 maande gegroei het en of jy gestagneer het en of jy dalk gebackslide het. En bepaal waar jy is en kyk wat jy moet doen om dit te herstel. Geliefdes, so ons word in hierdie gedeelte, veral in vers 7, herinner aan die feit dat die Gees deel is van ons lewe en dat die Gees ons sal help om standvastig te bly. Kom ons lees dit net weer, daar staan, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. So ek en jy moet terugkeer na daai moment toe en ons moet kon fokus op ons roeping wat God vir ons gegee het en ons moet dit uitleef en nie toelaat dat die res van die samelewing en dit wat in die wêreld rondom ons aangaan ons wegtrek van ons roeping af en dit wat God wil hê ons moet bereik in ons geloofslewe nie. En hiervoor het ons die Heilige Gees om ons te help. Nou, om dit uit te kan leef, moet ek en jy natuurlik weet wat ons roeping is. Nou, party mense sal vir my sê, hulle is nie seker wat hulle roeping is nie. Hulle weet hulle moet die evangelie verkondig, hulle weet hulle moet God eer en hom eerste stel, maar hulle weet nie of hulle 'n spesifieke individuele roeping het wat hulle moet uitleef nie. En dan gaan dit vir my oor begin net betrokke raak. Begin net bid en vra vir God om vir jou te wys wat jou roeping is. En terwyl jy wag dat God vir jou wys wat jou spesifieke individuele roeping is, begin net betrokke raak in die kerk. Gaan eredienste toe en kyk waar kan jy inskakel en waar kan jy betrokke raak en fokus op jou gawes en jou talente wat God vir jou gegee het en begin net aktief werk in die kerk. Gaan oor tot aksie. Dit is hoekom ons fokus op geloof in aksie in ons gemeente, want ons het hierdie geloof, God het dit vir ons gegee, dis in ons geplaas, maar ons gaan nie altyd oor tot aksie nie, want ons is onseker oor wat ons moet doen en wat ons roeping is en hoe ons dit moet uitleef en daarom sit ons en wag totdat God vir ons sê wat om te doen. In plaas van om net te begin leef en te werk in die koninkryk van God. As daar 'n funksie is by die kerk, skakel in en sê, ek kan hiermee help, ek is goed hiermee, ek kan worsrolletjies maak, of ek kan koek bak, of ek is goed met geld, so ek sal die geld vir julle tel, of ek sal betrokke raak by die kaartjie verkope, of wat ook al. Raak net by van die goeders wat in die gemeente en in die gemeenskap aangebied word, raak net betrokke by dit. En gaan bied net jou dienste aan. En so gaan jy begin agterkom, waarmee is jy goed, waarvan hou jy en waar wil God jou gebruik? Want geliefdes, God is werksaam in die gemeente. Hy is werksaam in die gemeenskap. En al wat hy van my en jou vra, is om daarbey in te skakel en deel te word van dit wat hy reeds besig is om te doen. Ek en jy hoef nie nuwe goed op die been te bring nie. Ons hoef nie nuwe aksies tot stand te bring nie. Ons moet net inskakel by dit wat reeds bestaan en so ons passie en ons roeping uitleef in God se koninkryk. En dit is my en jou uitdaging dan nou. Eerstens om ons roeping te ontdek, maar nie te sit en wag daarvoor nie, om aktief besig te wees terwyl ons dit ontdek. En dan wanneer ons dit ontdek het, om daai passie te behou, sodat ons nie sal uitbrand nie, sodat ons nie die paadjie loop wat Timoteus geloop het nie. Hy het geweet wat sy roeping is, maar hy het so begin fokus op die dinge wat rondom hom gebeur, dat hy sy oog nie meer op sy doel gehou het nie, en dat hy die pad so effens begin byster raak het. Hy het so op die rand aspekte begin fokus, dat hy nie meer sy bediening uitgeleef het nie, en dit het sy passie gesteel, dit het sy opgewondenheid gesteel,
En ek en jy moet net fokus op dit wat God wil hê ons moet doen. En dan sal ons passie behou, dan sal ons aanhou geestelik groei en ons sal nie moeg word en uitgebrand raak nie. Dis wanneer ons te veel hooi op die vurk sit wat ons moeg raak en wat die as so bietjie swaar raak en wat ons passie en ons vlammetjie begin vervlou. En daarom moet ek en jy seker maak dat ons genoeg tyd maak om by God se voete te sit, dat ons genoeg tyd maak om geestelik te groei, sodat ons hierdie vlammetjie van ons, hierdie passie wat ons het, aan die brand sal hou en sodat dit nie sal vervlou nie. En daar moet die Heilige Gees 'n groot rol speel. Geliefdes, God het 'n droom vir elkeen van ons. Hy het 'n droom vir Edleen gemeente en hy wil hê dat ons hierdie droom moet bereik. Maar ons gaan net hierdie droom bereik wanneer ons passie en ons geloof en ons roeping uitleef. Wanneer dit 'n leefwyse word en wanneer ons nie toelaat dat die dolle gejaag van die wêreld of die dwaallere van die wêreld of mense se verskillende opinies of die gestryery oor die evangelie of die feit dat ons nie tyd het vir alles nie of die feit dat ons soms negatief en moedeloos raak of ons werk verloor of as ons nie toelaat dat daardie goed soos as bo op ons vlammetjie op ons kole kom lê en dit versmoor nie. Ek en jy moet seker maak ons fokus op die regte goed en dit is God. Dan sal ons vlammetjie nie flouer word nie, dan sal ons geestelik groei, dan sal al hierdie ander dinge in plek val. Maar dan moet ek en jy getrou bly aan God, getrou bly aan ons passie, getrou bly aan ons roeping. Ons moet die evangelie verkondig oral waar ons gaan. Dit moet deel wees van die suurstof wat ek en jy inasem. Soos wat ons elke dag suurstof inasem outomaties, so moet ek en jy outomaties die evangelie met mense deel. God se liefde moet oor ons lippe kom, God se vergifnis, God se genade moet uit ons uitvloei en ons moet dit deel met 'n stikkende en 'n seer wêreld. Ons moet dit deel met mense wat hierdie tyd van die jaar negatief is, wat hierdie tyd van die jaar moedeloos is, wie se vlammetjie besig is om te versmoor. Mense wat dalk hulle werk verloor het, mense wat dalk honger is, mense wat dalk hulle geloof verloor het, mense wat moedeloos en negatief is. Dis juis nou ons verantwoordelikheid om daardie mense te nader en om 'n verskil in hulle lewens te maak. En op daardie manier leef ons nie net ons roeping uit nie, maar maak ons 'n verskil en bewaar uit ons drome. So kom ons steek opnuut die vuur in onsself aan en kom ons steek dit opnuut in die mense rondom ons aan en steek die wêreld aan die brand vir God. Amen. Ek gaan vra dat ons nou ons oë sal sluit en dat ons saam sal bid. Here en Hemelse Vader, dit is daai tyd van die jaar waar verskillende mense verskillende emosies beleef. Baie mense is negatief oor die tyd van die jaar wat besig is om nader te kruip. Ander is moedeloos en ander is moeg en afgemat en party se vlammetjies brand regtig baie flou. En vandag wil ons eie lewens eerstens kom ondersoek en wil ons seker maak hoe brand ons vlammetjie? Is ons 'n smeulende kool? Is ons iemand wat oorweldig word deur al die as wat bo op ons kom rus het, of is ons iemand wat nog 'n passie vir U het, wat se vlam nog sterk brand vir U? En Vader, as ons uitgevind het waar ons is wat ons geestelike lewe aanbetref, wil ons kom vra dat die Gees ons sal help, en dat ons of die as sal wegkrap en dat ons sal besef wat die as is wat ons moet wegkrap en dat ons daardie ding uit ons lewens sal sny, dat ons sal besef dat daar dinge is wat ons geestelike lewens smoor en dat ons sal ontslaa raak daarvan, dat ons dit uit ons lewens sal uitsny. Vader, en dat ons dit wat ons verhinder om geestelik te groei, dat ons sal wegbreek daarvan af en dat ons weer sal begin fokus op U. En dat die suurstof weer in ons kole ingeblaas sal word, sodat ons weer sal vlam vat, dat ons weer sal toelaat dat die Heilige Gees met ons sal werk en dat die Gees ons opnuut sal aanraak, ons sal inspireer en sal motiveer en die liefde en die selfbeheersing weer in ons lewens na vore sal bring wat ons nodig het om geestelik te groei.
Vader, ons kom sê vir U, ons is jammer en dat ons toegelaat het dat daar sekere dinge in ons lewe inskuif wat ons fokus van U af wegneem en ons vra vergewe ons daarvoor, maar help ons om weer op koers te kom en om weer 'n passie vir U te ontdek. Help ons om regtig te besef wat ons roeping is. Vader, en as ons sukkel daarmee, help ons om net aktief betrokke te raak in ons gemeenskap en in ons gemeente en dan te fokus op dit waarby ons inskakel sodat ons roeping kan bepaal. Help ons om hierdie droom wat U vir ons en ons gemeente het, raak te sien en dit uit te leef. En daarom kom vra ons, maak hierdie droom weer lewendig in elkeen van ons se lewens. Vader, en stap die pad saam met ons en help ons om nie net so 'n verskil te maak in ons eie lewe nie, maar ook in die mense rondom ons se lewens. En laat die evangelie net uit ons uitvloei, laat U liefde, U vergifnis, U genade net uit ons uitspoel en verskil maak in 'n wêreld daar buite wat dit brood nodig het. Gees van God, ons kom bid ook vir die individue in ons gemeente wat siek is. Ons vra vir U dat U vir hulle krag sal gee, dat U hulle sal help, dat U hulle staande sal hou en dat U ook die genesing in hulle liggame sal bewerkstellig wat hulle nodig het. Gaan ook saam met diegene wat hulle moet versorg en wat die pad saam met hulle moet stap, hulle geliefdes wat sien hoe hulle sukkel. En Vader, gee ook vir hulle geliefdes die nodige geduld en krag en ondersteuning in hierdie tyd. En dan kom bid ons ook vir ons gemeente en ons vra dat U ons as gemeente sal help om ook in die gemeenskap waarin ons geplaas is 'n verskil te maak. Gee vir ons die insig, leiding en wysheid wat dit ook aanbetref. Dankie dat ons al hierdie dinge mag bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die liefde van ons Here Jesus ons na Hom toe trek. Mag die krag van ons Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van ons Here ons vervul en mag die seën van die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd by ons bly. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseën. Totsiens.